Goeiedag liefde, dis nou amper die einde van 2025, nog net 'n dag of twee en dan draai die kalender om, dis 2026 en dis maklik om dan te dink alles gaan nou outomaties net nuut wees, né? 'n Nuwe jaar, 'n nuwe begin, vars bladsy, né? Maar hier is iets wat ons almal al beleef het. Nie 'n nuwe jaar bring nie noodwendig outomaties 'n nuwe lewe nie. Nee, baie mense stap Januarie binne met presies dieselfde patrone, dieselfde denke, dieselfde reaksies as Desember en November en Oktober is. Ek weet nie hoe vinnig kan ek dit terugwerk, maar dieselfde gedagtes en patrone as 2025. Nou dis hoekom Paulus hierdie woorde skryf vir ons, nie vir nuwe gelowiges nie, maar vir mense wat reeds Jesus volg. Ons lees dit in Efesiërs 4 vanaf vers 22 tot 24. Ek lees vir julle die Nuwe Lewende Vertaling. Julle moet wat julle vorige lewenswandel betref, julle ou mens aflê wat deur misleidende begeertes verteer word. Julle moet nuut word in julle denke en julle nuwe mens aantrek, wat na God se beeld geskep is in ware geregtigheid en heiligheid. Nou let vinnig op, Paulus sê nie, probeer harder nie. Hy sê, inteendeel, trek iets uit en trek iets anders te aan. Dis taal van klere, né? Klere wat ons aan het, taal van keuses. 'n Nuwe lewe begin nie wanneer jy net ophou met iets nie, geliefde. Nee, dit begin wanneer jy iets nuuts aantrek. Want as jy net die ou aflê sonder om die nuwe aan te trek, dan gebeur daar eintlik iets interessants. Jy los 'n leespasie of iets is nie bedek nie. In leespasies, dit word altyd gevul, né? Waarmee word dit gevul? Met dieselfde ou goed of soms met iets nog erger. Dis hoekom Paulus sê, lê af en trek aan. Nie môre nie, nie volgende maand nie eintlik eers in die middel van volgende jaar, en hierdie is ook verseker nie voor 'n nuwejaarsvoornemens nie. Hy sê, trek dit aan vandag. 'n Nuwe jaar vra nie net nuwe voornemens nie, nee, dit vra vir nuwe denke. Nie ek gaan anders probeer wees nie, maar Here, verander hoe ek dink, hoe ek reageer, hoe ek leef, hoe ek voel, verander alles van my. En hier is die goeie nuus, geliefde. God verwag nie van ons om perfek te wees nie. Hy werk met groei. Inteendeel, hy werk met 'n proses. So terwyl die jaar stadig tot 'n einde kom, 2025, kan jy vandag hierdie eenvoudige vraag vra, né? Here, wat is iets ouds wat ek uit my lewe uit moet aflê, neerlê? En dan wat is iets nuuts wat ek moet aantrek? So vra dit, maak dit jou gebed. Onthou die nuwe jaar, né? Of 'n nuwe jaar word eers 'n nuwe lewe wanneer jy doelbewus die nuwe aantrek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir nuwe lewe. Dankie vir die vooruitsig van 'n nuwe jaar wat vir ons voorlê. Dat ons kan in 'n nuwe jaar ingaan met opwindendheid en afwagting. Maar Vader, ons kan nie ingaan in 'n nuwe jaar met 'n ou manier van dink, 'n ou manier van doen en 'n ou manier van lewe en verwag dat alles gaan outomaties anders lyk in 2026. En daarom, Vader, bid ek vandag vir die genade van wat ons leer hier by Paulus in Efesiërs 4, dat ons met die ou mens neerlê, uittrek en die nuwe mens, ons identiteit in Christus aantrek. En deur daai proses van geestelike vernuwing, waar U van binne af buitentoe ons kom verander, begin lyk ons lewens anders. En daarom, Vader, is my vooruitsig vir ons almal in 2026, is dat ons nuwe geestelike hoogtes sal bereik en dieper verhouding met U sal bou, omdat ons leer, om dit self te probeer doen nie, maar werklik te vertrou dat U kom maak ons van binne af buitentoe nuut. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus, bid ek dit, amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre, gaan in vrede, totsiens.